Baie dankie. Jy mag die sitplekke neem. Mag ek vanmôre vir jou skokkende ding sê. Ek het dit nie net gedink waag om dit op 'n nasionale platform te sê nie, maar op 'n internasionale platform. En ek gaan dit vanmôre weer vir julle sê. Die prediking beteken vir God niks. Hoor jy wat ek sê? Dis dit skokkend vir jou. Prediking is vir my en u. Prediking is vir die kerk, prediking is vir die wêreld, om van God te hoor. Profesie beteken vir God niks. Hoor jy wat ek sê? Want dit beteken vir my en u iets. Die Here deel sy hart deur sy profete met hulle wat dit hoor. Maar ons lofprysing. Dit verheerlik die Here. Dit kan wat? Dit bring vir hom hulde. Dit bring vir hom eer. Dis wanneer die mens voor God buig. En sy hart vir die Here gee. Sy lofprysing wat hom in elk geval toekom aan hom toedien. So geliefdes, wanneer ons die Here loof en prys, dan doen jy dit nie net uit jouself uit nie. Jy gee jouself vir die Here. Wanneer ons sing en aanbidding, dit kom die Here toe. Hy is lof en waardig om aanbid te word. Bybel sê so. So wanneer ons hom aanbid, maak nie saak of dit in sang of op ons knieë is nie, dan doen ons iets vir die Here. Ons buig ons menslike gestalte neer voor die goddelike natuur. En weet jy wat dan gebeur daar goed? Maar weet jy, ons het baie keer so selfsugtig geraak. It's me, myself and I. Het gaan oor my. As die prediker nie vandag 'n woord spreek vir my nie. As die profeet nie vandag vir my profeteer nie. Wanneer begin die kerk te gaan oor die Here? Dan sal daar verskil in mense se lewens kom. Dan sal daar verskil in jou aanbidding kom. Dan word jou verwagting minder vir jouself en meer vir sy koninkryk. Stem jy saam met my? Amen. Daar was 'n paar mense wat nou dit praat, maar dis oor ek die waarheid gepraat, ek het eerlik gepraat. Want dit gaan nie oor my en u nie. Dit gaan oor God. As jy jou naam voor alles sit, dan sit jy met 'n probleem. Dan het jy ek. Ons ou kerk het dit baie vinnig gesê. Dan is jy vol van jouself, en iemand wat vol van homself is, kan weinig gevul word met dit wat die Here het om te bied. So as jy jouself leeg maak van jouself in vanmôre se diens, en jy maak jouself vol met die Here, gaan nie anders die uit as wat jy ingekom het. En ek wil hierdie woorde waag vanmôre sê, then you won't leave here like you came. In Jesus' name. Amen. Bound, oppressed, tormented, sick or lame. Want die Heilige Gees is dieselfde. God is dieselfde. Dit is nie die mens se natuur wat verander. Ek gaan nog 'n gewaagde stelling maak. Ek dank die Here, hy is God. En hy laat nie sy genade toe vir mense, luister, om God te wees nie. Want dan sou die wêreld dalk anders te gelyk het. Ervaring ons op braai het op daar vroeg. Is dit so? Ja. Prys die Here. Dit is wonderlik om in die huis van die Here te wees. Dit moenie anders te wees nie. Dit moet vir u lekker wees om die Here te dien. Amen. Dit moet vir u 'n tyd wees van nie jouself nie, maar 'n tyd vir die Here. En wanneer dit daaroor begin te gaan, dan sal jy voel die ervaring skuif en dinge begin in jou lewe oor posvat. Praat dat jy die Bybel oopmaak in Matteus die 11de hoofstuk, en ek het amper gevoel om dit eenkant te sit vanmôre en iets anders te preek, maar soos wat dit lei, gaan ek doen wat die Here op my hart gelê het. Stem jy saam met my? Amen. Prys die Here. Matteus 11 vanaf die 25ste vers, hy lees as volg. Matteus 11 vanaf vers 25. Hy sê, in daardie tyd het Jesus gespreek en sê, ek loof u Vader, Here van die hemel en die aarde, dat u hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit u welbehaag. Alles is aan my oorgegee deur die Vader en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader, en ook niemand ken die Vader behalwe die Seun. En elkeen
aan wie die Seun dit wil openbaar. Hoor nou hierdie woorde. Kom. Ek het daar stop in kerk vanmôre. Kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is. En ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle, leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus vind in julle siele. Want my juk is sag en my las is lig. Here, vra ek hierdie ding vanmôre vir u alleen. Salf hierdie onwaardige lippe om te spreek net soos wat u wil. Here, u het reeds die harte van mense voorberei vir dit wat vanmôre hier moet uitgaan. Ja, Here, laat u die saad ontkiem. Laat u dit groei en Heilige Gees wees u dan hier na die naprediker ook. Seën ons dan nou verder met u woord in Jesus naam. Amen en amen. As dit kom in hierdie opsigte is 'n werkwoord wat min mense gebruik in vandag se tyd. Ons gaan oralste. Ons gaan waar die wind ons waai. Ons gaan winkelsentrums toe. Ons gaan kerk toe. Ons gaan die hele wêreld in. Ons gaan op vakansie. Ons gaan sit voor die TV. Ons gaan na WhatsApp toe. Maar in die tyd waarin ons leef, het meer mense nodig om te kom na die Here toe. En ek daar kerk hou. Ek sien vanmôre sit ons in geweldige omstandighede terwyl die wêreld besig is om rof te raak om ons en almal sien die nuus. Ek sien dat daar weer beskiklik weer onluste in die strate van Durban en in die strate van die Kaap en die strate van Johannesburg en binnekort dalk hier by ons ook. Daar's allerlei dinge wat gebeur en mense raak negatief en 'n klomp mense trek oor see. Ek sien Amerika sê dit nou die kwota gelig na 17,000 boere om te kan toevlug vind in Amerika. Mense vlug, hulle gaan op groot skaal. Maar weet jy wat, geliefdes, in hierdie omstandighede het Israel hulle self bevind soveel male, omdat hulle soveel keer gegaan het. Hulle het gegaan na die goue kalwe toe. Hulle het gegaan na die owerpriesters toe. Hulle het gegaan na die berg toe. Hulle het gegaan na al die dinge toe, wat nie eintlik saak maak nie. Ons gaan na die finansiële adviseurs toe. Ons gaan na die dokters toe. En wat het man van hulle het antwoord, en ons kry altyd dieselfde negatiewe dinge. En so ver soos wat negatiewe dinge aangaan, is mense depressief. En soek 'n rede om depressief te word. Dis depressie op oppressie, op depressie, op depressie, op depressie. En pilletjie vir pilletjie, en dit help nie meer nie. My ma het altyd gesê, die Here help my dat ek nooit op rock and roll pille gaan nie. Sy is nou naby aan 80, sy het nog nooit rock and roll pille gebruik nie. Dit beteken nie dat dit altyd net wel gegaan het nie. Dit beteken nie dat dit altyd net goed gegaan het nie. Daar was dae wat ek al pak nie gesien het. Daar was dae wat ek my volgelinge, hulle wat ek gesien het, groot name in ons bediening gesien het breek. En onder die pressure van wat hierdie wêreld in die lewe kan gee. Weet ek het gesien dat baie mense het die opasiteit of die kapasiteit aangeneem om spanning en stres na hulle self toe te trek. Weet jy wat, spanning is die waarheid. Stres is die waarheid. Dit gebeur met mense. Ek kan dit nie wegredeneer nie, ek kan dit nie wegpraat nie. Dit het my al getref. Wil jy sê dat jy voel dat jou hele lewe in een oomblik wil begin te in mekaar stort. Hierdie week was vir ons ook maar 'n rowwe week. Ek en my vrou redeneer oor 'n paar goed, ek gaan dit nie uitnoem nie. Maar weet jy, 'n eenvoudige ding gebeur en 'n hele skakel van goed in ou se lewe begin te omvergewerp word. So dom soos 'n panser in 'n wiel. En daar is die een ding wat vir die ander ding. En weet jy wat, nou gaan haal jy maar die spaarwiel uit, en as jy die spaarwiel op, is die spaarwiel ook pap. Kom ek agter, weet jy, baie keer gebruik ons maar die Here soos 'n spaarwiel. Wanneer ons onnodig het, dan haal ons op uit die kattebak en sit hom op, en dan gaan ons weer vir 'n rukkie, en dan voel dit goed, en dit lyk goed, maar daai ou Marie biscuit wat ons hier op die karre deesdae kry, hy is nie bedoel vir spoed nie hoor.
Maar dan sien jy hier op die hoofweg, hy Paulus. Het jy al gesien? Hy het probeer 220 maak met daai Marie biscuit. En hy kry dit nogal reg. En gaan goed vir 'n rukkie, maar weet jy wat, geliefdes, God was nog nooit bedoel om 'n spaarwiel te wees. Amen. Hy was nog nooit bedoel om gou net te gaan haal en te raadpleeg wanneer dit net met jou sleg gaan nie. Lede week het ek hier kom praat en ek het gepraat oor, hy wou wandel saam met ons. Die skepingsdoel van die mens is dat hy saam met ons wou wandel van die begin af. Saam met ons hierdie pad geloop het en saam met ons net kon beweeg. Weet jy wat? Toe raak ons slim. Weet jy, wanneer het jy mense wanneer jy sit? Ek het hierdie ding al 'n paar keer beleef dat wanneer jy net kan stil raak vir 'n oomblik, wanneer jy net 'n breekdeel van 'n sekonde rus en vrede in jou hart kan kry, dan lyk die wêreld weer vir jou anders. Wanneer jy net kan stil bly, jou gedagtes kan arresteer. En wie sit soos ek met 'n oortollige bewegende gedagte? Overthinkers. Wie soos ek? I copy hardloop, left, right and center, I'm always thinking about everything. And when something happens, I always tend to blame myself for it. Wie doen dit? Selfblame. Ek sien 'n klomp mense, moet nou nie skaam wees, steek op, ek het 'n raad en hulp vir vanmôre. Weet jy wat, geliefdes, as ons dit toelaat, dan begin ons die negatiewe soek en ons sien dit en alles. Ek wil vir jou 'n praktiese dingetjie los vandag. Weet jy, dat wanneer jy al die negatiewe begin te uitput uit dinge uit. Ek het iets geleer toe ek groot geword het en selfs in die werk wat ek tydlik gedoen het, het hulle gesê, verwag altyd die ergste. En alles daarna is 'n bonus. Wie ken dit so? En dan leer jy om alles in die ergste te verwag. As jy daar kom, is jy gespok dat dit eintlik goed gaan met mense. Dan voel jy eintlik teleurgestel. Is dit so? Maar geliefdes, is nou vir my niks niets. Want ek leef in dieselfde wêreld as u. En ek sien mense, en ek sien waarmee hulle struikel, en ek sien waarmee ek struikel, en ek sien wat my vraag is, en weet jy, baie keer gaan dit meer oor onderskeiding, want iemand wat in die gees van die Here beweeg, tel mense op. Wanneer jy sit vandag, en dan sê die Here tel jou op. Hy weet waarmee jy besig is. Hy weet waarmee jy sit vanmôre in hierdie kerk. Hy weet wat jou pla en wat aan jou karring. Amen. Hy weet wat jou gedagtes is en sy harte kenner. Hy sê niere, deursoeker. Dus dan kry ek aan my vrou die geleentheid om so 'n bietjie van ons bokse deur te gaan en begin te regpak. Weet jy, kom op daai punt wat jy trek mos maar met alles altyd saam met jou. And it ends up in boxes. And you stash those boxes. Want alles wat jy saam met jou sleep kom in bokse. En ons het 'n geneigtheid om al ons emosies en frustrasies ook so in boksies te pak. En dan sit ons dit op 'n rakkie. En as ons weer sien is daai rak vol, daar's nie meer plek vir nuwe en beter dinge nie, want die ou emosies staan in 'n boksie. Wie stel daar? Nie vir my so kyk ek se mens net soos nie. En toe ons daar deur die bokse gaan, dan nie, sal dan nie glo ons kom daar op 'n boks ou medikasie aan. Daai goed het al verval in 2020, saam met COVID. En ek begin die bokse uitpak en ek kom agter, maar hoekom hou ek vas in die goed? Ou medikasie maak nie die siektes gesond nie. Ou medikasie is gevaarlik. En daai hoestroop is nie 'n hoestroop nie. En hy pynmedikasie, that's not pain medicine anymore. Hy het anders saamgestel. Hy maak ook so 'n bietjie gefermenteer. Dalk is dit net goed om jou op 'n plak te sit. Maar weet jy, ek het agtergekom, Johan, mense in die wêreld die buitekant
lewe in 'n plak. Weet jy wat doen ons? Ons gebruik die ou medikasie vir die nuwe siektes. Ons pak dan dit wat ons nie kon beheer nie, weer maar terug in die boksies. Dan sit dit alweer op die rak. En so is daar 'n bietjie spasie in die ou boks vir nuwe klagtes. En dan word nie meer gehanteer en daarmee gedeel nie, en dan groei daai klagtes. Voor jy weer sien, vind jy jouself as 'n morbiede, stikkende mens. En iemand durf dit raak sien. Iemand durf dit uitwys. Dan is jy op jou bergie, plat, trek jouself op, jy wip jouself so, verby jou rak van ellende, verby jou berg van sorge, en dan vind jy jouself die haasepad kies in alle rigtings. Want nou is almal verkeerd, en net jy is reg. Maar jy vergeet, jy kry weg agter daai rak van sorge. Iemand het dit gesien, iemand het dit gedurf noem, iemand het gevra, is jy okay? Dan is daar nog 'n tipe mens. Ons doen in lewensopvoeding in die skool, doen ons 1 jaar, het 'n onderwyser gehad, en ek weet nie of jy geweet het hoe Nikkie van 'n Berg lyk nie. Hy het so 'n bakkebaard gehad, met so stel brille, meneer Bani Lotter, ag, goeie vriend, goeie siel. Daar was ook 'n diensknegt van die Here onder die onderwysers gewees. Hy het homself verwys na die goggat tussen die mure. Hy sê die goggat tussen die mure sien alles. Hoor alles, maar kla oor 'n man. Ek sê vir ons in lewensopvoeding, luister, ek wil hê julle moet eksperiment doen. Ek wil julle wys hoe magtig is dit om iemand te benader met 'n verkeerde gesindheid. En nou kies ons ou uit, baie fiksend is 100 naby. En 3 van ons besluit ons van hierdie ou tafel vandag. Iemand gaan net iets los by hom. Hoekom is ek so bleek vandag? So rukkie later kom die volgende ou, "Jy's my maat, is jou reg?" Jy lyk nie lekker. Derde ou kom verby en sê, "Is daar iets fout? Is daar iets wat ek vir jou kan doen?" Die derde ou verbykom, dus daai ou teen pause, so siek, dat sy ouer hom vir die skool moet kom haal. So manipuleer. Het hy dit ook gedoen? Nee, ons is tyd, hè. Hierdie was 'n eksperiment op skool en het geslaag. Maar nou wil ek vir julle sê, so kom die vyand in. En hy herinner jou van dinge wat eintlik die waarheid is, daai boksies wat op die rak staan. Hy sê, onthou jy, toe Pietie Potlood met jou lelik was. En Gertjie Saalsak vir jou dit gesê. Onthou jy, daai ou kyk jou so, miskien beteken dit iets. Voordat jy weer sien, het jy jouself in jou denke toegelaat om 'n opinie te rig oor iemand, en jy raak siek as persoon ten opsigte van iemand wat eintlik goed bedoel het. Pastoor, wat is dan met hierdie preek vanmôre? Ek lig dalk 'n paar harde punte uit vanmôre wat jy nie wil van hoor nie. Ek lig dalk iets uit wat jy nodig het om te hoor vanmôre. Want ons sit met rakke vol probleme. En ons vergeet net hierdie 3 letterwoordjie. Kom na my toe. Kom na my toe. Met jou omstandighede. Met wie jy is, soos jy is. Met wat hulle sê van jou. Weet jy wat, ek het die opinie van mense al baie lank al begin te afskryf. Dit maak nie saak wat jy van my dink nie. Dit tel ook nie veel punte hoe jy oor my voel nie. Die Bybel sê jy moet my lief hê. En ek moet jou lief hê. En weet jy wat doen liefde? Liefde verdra alles, bedek alles, glo alles. Liefde is lankmoedig. Jan het 'n baie mooi ding oor liefde wat hy sê, en ek dink dit rafel so 'n bietjie verder daaraan uit, dat wanneer die kinders van die Here mekaar in liefde begin verdra, dan sal ons die pad verder kan loop. Dan vat jy iemand met al sy pakkasies en jy help hom om so een na die ander boks deur te gaan. Weet jy wat kry ek in my boks? In my medikasieboks. In 2016
2017. Tref die eerste keer iets wat my lewe so omverwerp, want my liggaam krummel amper in mekaar. Ek kry nierstene. Ek kry die eerste 2 nierstene binne in die saampotbottel, in die monsterbottel. Weet nie hoe noem dit 'n monsterbottel. Want daai was vir my 'n monster. Dis klein klippies. Wat die eerste keer uitgehaal is. 4 jaar later kry ek die tweede botteltjie in dieselfde boks nou gister. En daar is net so groot 9 by 6 mm groot niersteen en 10 ander daar binnekant. My kinders kyk hulle en vergaap hulle dat so iets in jou liggaam kan ontstaan. En ek onthou die seer en die pyn daarvan. En skielik onthou ek dat hierdie goed, hoekom is dit in 'n boks? Hoekom het ek dit weggeberg? Was dit vir my tot herinnering, is dit vir my 'n trofee? Baie mense vat hulle probleme en pak dit iewers op 'n rak en probeer, luister mooi, probeer dit as 'n trofee tentoonstel vir ander om dit te sien. En weet jy, soos wat ek aan jou gesê het, een ou pak al hy goed weg, 'n ander ou wag vir iemand om hom negatief te maak. Vir daai mense wat floreer om negatief te wees. Kom maar kyk, ek is so negatief. Sê net iets. Sê jy vir die ou, maar ja, jou hare lyk mooi vandag, of so iets, dan voel dit nie happy nie. Jy lig. So ons instelling het alles gegaan in hierdie tyd oorgaan. Gaan. Let it go. Nee. Laat ons gaan. Waar toe gaan ons? Ons gaan na al die verkeerde plekke. Die woord van die Here sê hierdie ding dan, hè. Hy sê, vir die wêreld lyk hierdie pad baie lekker, maar dit lei na die weë van die ewige dood. Maar as ons nou dink paadjie, dis 'n eenvoudige paadjie eintlik. Kom. Weet jy, dank die Here, die hoofweg op die aarde 2 bane. Een soontoe, een soontoe. Een vorentoe, een agtertoe. Maar die hoofweg van die hemel het net 1 baan vorentoe. Amen. Dis 'n nou een. En daai nou paadjie, geliefdes, is 'n moeilike paadjie. Hy loop met kronkels en draaie en opdraandes en afdraandes. En hy is baie keer gevul met dussels en dorings en ons weet nie hoe ons altyd daaroor kom nie, maar die Here help ons. Wanneer ons na hom toe kom. Het jy gehoor, ek sê nie na gaan nie. Ek het gesê kom na die Here toe. En ek kan hierdie woorde verder vat met wat in die woord van Jakobus, kan ek dit ook verder vat en dit is vir my so interessant dat hierdie woord hier in Matteus 11 vers 28 sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Maar dan wil ek verder gaan en ek wil kom by Jakobus 4 vers 8 en hy sê hierdie woorde, luister wat sê hy, nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig die hande julle sondaars en suiwer die harte julle dubbelgangers. Nou so 'n paar skriffies voor dit sê hy, die 6de vers, hy sê, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug, nader tot God en hy sal tot julle nader. Nou geliefdes, wanneer ons tot God nader, kom ons na sy teenswoordigheid toe. Ons kom na hom toe. Met alles wat ons het, met alles wat ons is, met ons rak van sorge en probleme. En weet jy wat doen hy? In 'n oomblikse tyd, ons het hierdie ding geleer in ons kerk. Weet jy, baie bekende dokter en vandag se medisyne kom en sy sien dat daar sonde gekoppel word aan baie siektes. Ek wil nou nie name gee aan elkeen nie, maar daar's mense wat aanstoot noem as jy dit wel doen. Maar gaan doen 'n bietjie navorsing oor wat se siektes word veroorsaak deur wat se toestand in 'n mens lewe, onvergewensgesindheid. Veroorsaak soveel risie en probleme en bring soveel probleme terug na jou boksies toe wat jy op rakke pak. Dat jy op die einde van die dag met meer en meer daarvan sit en nie die uitkomste kan sien. Dis tyd om te vergewe.
Want ons kan nie vergewe en verwag, of ons kan vergewe en verwag dat God ons vergewe. Maar as ons nie kan vergewe nie, waarmee sit ons? Ek praat met 'n werklike Bybelse werklikheid hier. En as ons onsself nie kan vergewe oor goed wat ons gedoen het nie, hoe kan ons verwag dat God ons vergewe? Dan moet 'n vryskelding kom aan mense se probleme. En wanneer ons hierdie goede vat en ons pak dit nog steeds net nog fantasties. Weet jy wat gebeur? Ek begin almal as 'n bedreiging sien. As ek nie een kan losspreek. Maar weet jy wat? Dit is die ware. Wanneer jy iemand nie kan losspreek nie, is jy eintlik 'n slaaf van daardie persoon. Jy raak 'n slaaf van daardie sonde. So gister terwyl ons deur die ou medisyne gaan, kry die ou niersteens in die monsterbottels, sê ek vir my vrou, bring die asap. Dis tyd om skoon te maak. En weet jy, ewe skielik raak 10 bokse, 2 bokse. En dis net die nodige gebruikbare artikels, en hulle gaan ook nie lang daar staan in 'n boks nie. Want as hy 'n jaar in 'n boks gestaan het, ek hom nie nodig gekry nie, beteken dat ek gaan hom nie nodig kry nie, dan moet hy loop. Broers, ek wil jy vra, jy wat nou almal lekker werk van boekies het, en seker goed, ek werk met die hande. Wie van jy die probleem soos ek? Jy soek 'n skroefie. Jy weet jy is goed. Hy is oorst in 'n boks. Dan gaan ek ook die nog gepak het. Bly ek nie alleen nie. Dan sê jy vir jouself, maar ek sal die ander weer kry, ek gaan dit nie weggooi nie, ek gaan dit nie ontslae raak nie, ek gaan dit nie wegpak nie, ek koop nog 'n pak. Die volgende keer gebeur presies dieselfde ding, jy koop nog een, en weet jy wat, so stapel ons probleme op. Ek voel dit met nog 'n probleem, en teendeel, wat die Here net het, kom, na my toe, het al die antwoorde. Nader tot God. As jy nie nader tot hom nie, kan jy nie verwag dat hy tot jou nader nie. Weet jy, ongelukkig werk ek so in die kerk ook. As jy 'n probleem het en jy sit daar by die huis met jou probleem, gaan jy by die huis sit met jou probleem. Jy gaan hom op die rakkie sit, en niemand gaan weet daarvan, as jy nie iemand nader daaroor nie. Dis nou tyd om te kom. Kom met jou probleme. Weet jy, ons gaan so vinnig na sielkundiges toe, ons betaal daar duisende rande, maar ons kom nie na die Here toe. Ons gaan na soveel ander dinge toe, maar ons kom nie na die Here toe. Die Here wag vir ons. Hy sê met uitgebreide arms, sy woorde sê soveel. Hoeveel keer Israel het ek geslag in my hart om julle bymekaar te maak soos 'n hen haar kykens. Het julle dit nie geluister nie? Julle is hierdie kant toe, julle is daai kant toe, julle is onderste bo, en julle pak julle rakkies reg. Die Here sê vanmôre vir sy kerk, kom na my toe. Nader tot God. Weet jy wat, ons sing nou Jonita se een liedjie, of wat sê ek oor dit sing van Abraham. Na Frida Francis. Jy het dit geweet, nee. Nader, nader. Nader na die Vader. En voordat ek lees en hardloop ek al agter. Is tyd om te nader. Ons sing so vanaf die ander rendisie van Jonita, dis hy wat hierdie ene sing. Wees in beheer. Maar dan sit ek myself op die pedestal. Weet jy, kom kan ek met jy praat oor dit vanoggend? Ek is 'n mens net soos jy. Ek ervaar ook hierdie dinge. Ek sien ook waar is my tekort en saak, weet jy, partykeer kan ek myself maar staan en kyk en dink ek, jy was nou lekker onder die deur. Maar kom ons pak hom op die rug. As 'n sondagskoolietjie wat daai en net, ek het dit. Gaan oor die hasies in die koringlande. Afguns, jaloesie, neigtena. Weet jy wat, geliefdes, as ons net hierdie goedjies uit ons harte uithaal, dan kry ons op self al klaar die rus wat die Here vir ons wil gee. Hy wil hê ons moet in vrede met mekaar saamlewe. Halleluja. Jy kan nie in vrede met iemand saamlewe as jy nie vrede in jou eie hart het nie. Dit is tyd om die vrede in jou hart te begin te kry, sodat jy vrede in die wêreld kan. En ons skree so vinnig, loiter hart op kan, maar hier binne in my hart is ek net verskuldig soos die res.
Ek het daarom nou nog nooit geloiter nie, ek het nog nooit in 'n winkel gegaan en goed gesteel wat jy aan my woord nie. Maar weet jy wat, geliefdes, ek het al moord bedink. Ek het al ander dinge bedink, maak dit my minder skuldig as die een wat wel diefstal gepleeg het. As 'n moord wat mense pleeg in vandag se tyd, sonder dat hulle dit besef, is geestelike moord. Dis 'n moord op mense, 'n aanval deur die vyand geloods. Dat kinders van die Here mekaar so seer maak, dat hulle geestelik die pad byster raak. Dis geestelike moord. Een wat hoër is as 'n ander een. Broer, weet jy wat, in hierdie weermag van die Here is daar nie een soldaat groter en hoër as ander. Ons almal is maar dieselfde, ons gaan na dieselfde hemel toe. Ek het dit gesproken nie toe die moderator tydens die mannekonferensie vir ons hierdie woorde gesê het. Hy het gesê, hy is die moderator, maar dit is iets wat in die hemel niks beteken en in die hel ook minder beteken. Maar dit is 'n aanstelling onder mense. Ek is die pastoor van lede in Christus Sion gemeente, maar weet jy wat, vir die Here beteken dit eintlik niks nie. Eintlik beteken die woord diensknegt en geringste vir hom die meeste. Hy sê dat die een die ander ene vooruitgaan in nederigheid. Ons jaag nie 'n rotresies teen mekaar nie. Want weet jy broer, as ons gaan pakkies uitpak, mag jy dalk meer pakkies op jou raak hê as die een wat langs jou sit. Is dit nie so nie? Dan sê die Bybel vir ons, dra mekaar se laste. Weet jy broer, nie my laste kom dra nie, jy gaan sirkel, jy gaan wat langs bed kry. Hy laste is te zwaar, nee? Dis so ons voel. Maar weet jy wat, geliefdes, vanmôre wil die Here hê dat ons inhak by mekaar. Dat ons die eenheid in die kerk weer kry en dat die laste begin van die rakke afkom. Ek het baie keer gesê, ek het 'n baie goeie vriend gehad. Een van die wysste ouens wat ek geken het. Hy het op die punte van sy vingers die wette van Suid-Afrika geken. Sy van daai ouens wat in die hof was, hy gestaan in die hof, my sussie, dan het hy die wette per paragraaf, per uitbreiding gegee en hulle kon hom nie pen nie. Hy het net geweet hoe om te praat met die ouens en die regters. Maar hy is op die domste manier dood. Op 'n hoop vullis binne in sy eie woonstel. Hy het 'n probleem gehad, dat hy geweet hoe om hom mee te deel. En sy vriende, ons was almal wat sy vriende was, toe ek klaar is met hom, toe sê ek vir my vrou, ek het so gebrek in my hart gehad. Want niemand van ons was ooit in sy woonstel om te sien hoe dit in werklik gaan. So praat die Here met my. Hy het ook nie die deur vir jou oop te sluit. Dit is tweesydig, nie eenledig nie. Kom na my toe. En as jy nie bereid is om te kom nie, en jy bly op jou vullis hoop, dan gaan jy daar sterf. Job het geweet, terwyl hy op die vullis hoop sit, dit is nie plek waar hy hoort nie. Hy het begin te vra. Sy vriende het gekom en gemurmureer en gesê, kyk, hoe lyk jy? Van gestalte het jy verander, jy is lelik, kyk wat gaan aan, jy moes gesondig het. En Job het volgehou, ek het nie sonde gepleeg nie, hierdie ding het my net kom tref. Partykeer tref die lewe jou. Partykeer gebeur iets. Dan gaan sit jy nie op asloop nie hoor. Dis nou tyd om te soek. Dis tyd om die bokse te gaan afhaal. Dis tyd om skoon te maak. Dit wat by jou opgepak is. En jy sal vinnig agterkom dat jou las ligter raak en jou vreugde in jou hart weer opstaan. Niet nodig om hierdie preek vanmôre te loop. Halleluja. Ek sien meer as een van nie. Want die Here wil nie hê jy moet met jou laste sit nie. Laste is nie bedoel vir die kinders van die Here nie. Weet jy, toe die volk in ballingskap weggeneem is, wat doen hulle die eerste ding? Hulle hang hulle sieters aan die bome op. Hulle hang hulle instrumente op. Hulle los hulle lofprysinge. En hulle staan vir mekaar en vra, hoe gaan ons nou 'n Sionslied sing in 'n vreemde land? Weet jy wat was die antwoord? Sing hom. Kyk wat gebeur. Paar mense gaan jou God ontmoet. Vanmôre terwyl ons die geleentheid gehad het om te sing, het ek so deur die bank om my oor geskyn, ek het 'n paar keer my oor toegemaak en gesê, Here help my, dat ek U kan verheerlik. In my omstandighede. Moenie dink ons het nie omstandighede nie, 'n pastoor is nie sonder dit nie. Inteendeel, ek het 'n gemeente soos U. Ek het van U probleme ook.
Ons moet 'n ding bestuur en ons kritiseer, ek weet dit. Maar as jy mooi ding agterkyk, luister mooi, dan sê jy sien niks het verander nie. Dieselfde bestuursraad wat pastoor Johan gehad het, is nog steeds dieselfde bestuursraad vandag. Dieselfde dagbestuur is nog steeds dieselfde dagbestuur vandag. Die kerk gaan aan. Waarom sal ons kritiseer? Die Here is besig om te help. Kom kyk hoe ver het hierdie jaar al getrek. Wat het jy al ontvang hierdie jaar? Wat het jy kom kry in die kerk? Wat het jy kom haal? Of sit jy nog steeds daar op jou eie rakkie vol probleme en bekommernisse en jy besef nie dit is wat jou inhaal nie. Iemand sê eendag vir my hierdie woord en ek sal dit nooit vergeet nie. Hy sê wees versigtig. Die hond wat jy voer is die hond wat jy gaan opeet. Ja. Daai hond wat jy groot maak, hy gaan verby. Op 'n stadium, profesis, die hond het al vanoggend verby. Nou wil ek vir julle vertel, by my sussie se naam is Anay. Sy het vir my gesê ek moet dit sê nie. Anay. En hy ouetjie wat daar sit met die groen hemp, sy naam is Ewert. En hy vroukie met die haar naam is Elmarie. Dis my vrou. Ek like haar. Ek hoop sy like my. Ek doen nog steeds my beste. Maar so moet hy dit maar doen, nee. Dis my boksie. Maar geliefdes, kom ek sê vir julle vanmôre is die antwoord net hier. Kom. Eenvoudige 3-letter woord, kom. Pak jou verhouding met alles anderste terug op die rak waar hy hoort. Pak jou probleme in 'n tassie en kom. Ek dink Steve vir my het dit net in 'n wêreldsmanier gesing. En julle daai pampoensang. Ons moet omdraai na 'n kerksong, ek weet nie ons die woorde gaan kan die broer my help. Sit jou hele lewe in 'n tas. Kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, nader tot die Here en hy sal tot jou nader. Dit wanneer jy in jouself gevul is met jouself, dan sien jy jouself. En jy hoor jouself. En jou gedagtes is gevul met dit wat jy dink. En weet jy wat dink die Here vanmôre? As hulle net geluister het. As hulle net gekom het. As hulle net wou opstaan. As hulle net die moeite wil doen, dit want is moeite om te kom, dis 'n werkwoord. Weet jy hoe kom jy? Soos jy is. Die Here versoek niks meer, niks minder as wie jy is. Jy kom deur al jou probleme en het jou persoonlikheid geshape tot hier, nie geshape nie. Geshape. Gevorm. Wil jy wat ek sê? Want dit is ook 'n probleem wat ouens het. Hulle gaan haal uit in die boksie uit wat sê shape. En shape hulle. Ek was skuldig daaraan. Toe kry die Here my in die hande. Jou antwoord is nie in 'n bottel nie. Nie in 'n pilleboksie nie. Jou antwoord is staan op. En kom na my toe. Wanneer ons tot die Here nader sê, ek nader tot jou. En dan gee hy nog 'n opdrag. Hy sê, maak skoon jou hande. Dit in COVID het ons hande gewas, maar nie ons harte nie. Nou wil hy ons met die harte skoon maak. Hy praat van dubbelgangers. Jy kan nie op twee wees staan en die Here dien nie. Jy kan nie Mammon kies en God dien. Job het dit verstaan en hy het ook agtergekom dat hy nie God is nie, hy het nie die antwoorde nie. Dit vat hom 42 hoofstukke om agter te kom wanneer God in 'n storm vir hom verskyn. Dan sê hy, ek het verniet op die ashoop bly sit. Ek het verniet die boksies gepak. Nou, Here, dra U die mantel, eers God in my lewe. Bring jou hele lewe in 'n tas. Nee? Dis wat die Here wil hê. Kom en bring jou probleme. Ek het soveel mooi rendisies van hierdie woorde al gehoor. Hou op vir jou probleme, vertel hoe groot God is. En vertel bietjie jou probleme. Jy hoef nie jou probleme te vertel nie. Bring hulle. Kom sit hulle by die voete van die Here neer. Nader tot God. En hy
sal tot julle nader. Dawid het dit geweet, Psalm 62, en ek haas myself om klaar te maak, want ek voel, as ek baie lang gaan spandeer in die onderwerp, mag ek dalk ook moed verloor. Die eerste vers, is klomp name, tweede vers, Psalm 62, sê, ja, my siel is stil tot God, van hom is my heil. Wil jy dit nie vanmôre vir jouself sê? Die Here is my heil en my toevlug. Die Here is my beskermer. Die Here is my toevlug. Hy alleen is my rots en my heil, my rotsvesting. Ek sal nie grootliks wankel nie. Hoe lank sal julle aanstorm op 'n man, ja, julle almal om verblysel soos 'n muur wat oorhang, omgestote klipmuur. Ja, hulle hou raad om hom van sy hoogte af te stoot, hulle het behaag in leens. Met hulle mond seën hulle, maar met hulle binneste vloek hulle Sela. En hoor hy sê, wees net maar stil tot God, my siel. Want van hom is my waar is die verwagting vanmôre? Sekerlik, hy is my rots en my heil, my rotsvesting. Ek sal nie wankel nie. By God is my heil en my eer, die rots van my sterkte, my toevlug, is in God. Vertrou op hom altyd, o volk, stort julle harte uit voor sy aangesig. God is 'n toevlug vir ons. Nou spreek die Here deur Dawid 'n groepering mense aan. Al kom die mense teen jou in opstand, al sê mense wat ook al van jou. Kry dit in jou hart om nie in 'n boksie te pak en op 'n rak te sit nie. Haal hy boksie af, is nie jou boksie nie, dis sy boksie. As hy iets 'n probleem het met jou, dis sy probleem, nie jou nie. Hoor jy wat ek sê? Ons moet afleer om te bekommerd te wees oor wat mense sê en wat mense dink. En dit maak meer saak wat God dink. Hoor jy wat ek sê? Dit maak meer saak wat God dink. En as jy dit in sy woord sien en dit is teenstrydig met wat jy dink, verander jou gedagtes. God gaan hom nie self aanpas as sy woord aanpas om by jou in te val. En hy sê hierdie woorde vanmôre vir sy volk. Kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas. As ek vanmôre die geleentheid gehad het om net hierdie woorde vir u te los. Is dit tyd om in elke situasie net dit te doen. Kom na die Here. Hou op verskoning soek. Ja, maar dit is nie tyd nie. Tyd is 'n mite. Ons maak nie tyd nie. Jy maak tyd vir allerhande ander nonsens. Maak tyd vir die Here. Vat die tyd wat hy vir jou gee. Ons hoor dit, ons al die jare geleer in die Afrikaanse milieu, koop die tyd uit. Die woord sê, koop die tyd uit. Waarmee betaal ons vir ons tyd? Dit is ons geld. Mense sê dit. Dit gaan met jou werksituasie so. As jy op die klok is by die werk, is dit tyd. En daai tyd is geld vir jou. Maar by die Here beteken daai geld niks. Weet jy wat ek sê? Al wat hy wil hê is, kom na my. Almal wat vermoeid en belas is. Kom. Ten opsigte van wie jy is, met wat jy is. Kom soos jy is. Job het op die aashoop gesit, hy het die Here sy plek gegee. Die vrou wat in bloedvloeiing gedruk het deur die skare gedruk, en sy het die soem van Jesus aangeraak, en sy het gesond geword. Sê jy amen? Amen. Jairus het na hom en sy dogtertjie gekom na die Here toe, en wat het gebeur?
Hy het vir haar plek gemaak om weer in die lewe op te staan. Kom na my toe. Die apostels was op 'n skytjie in die middel van die see, terwyl Jesus in Matteus, die 14de hoofstuk, buitekant besig was om te bid in 'n afsondering voor God. Hy was besig met die Vader. Hy het ook geweet dat Jesus het sy Vader nodig. Hy het gegaan na die Vader, hy het gekom na die Here toe. En terwyl hulle besig is op hierdie see, toe kom daar 'n wilde storm, en die wind trek op, en die skytjie begin te dobber. Toe weet Jesus, hy kom al wandelende na hom toe, terwyl hulle weet, hulle alleen op die skyt is, en dan hier geen ander plek vir hulle is om heen te gaan nie, dat dit skipbreekers wat hulle volgende kan lei. Toe roep hulle die naam van die Here. Weet jy wat sê die Bybel? Toe kom Jesus al wandelende op die see, nader tot God, en hy sal tot julle nader. Ons dink altyd God is so ver van ons af. Hy is net hier. Hy is altyd met jou. Hy sal sy nie gewe of verlaat nie. Dowwe lampet sal hy nie uitblus nie. Die geknakte riet sal hy nie verbreek nie. Hy is net hier. Ons wil altyd projekteer soos ons in die hemel inroep. As God alomteenswoordig is, soos die woord sê, dan kan ons vanmôre vir mekaar sê, hy is hier. Stem jy saam? Amen. Nou krap ek mense se koppe deur mekaar bedoel, sê jy. Hier, daar, oral waar. So is die golwe van die see. So is die liefde van Jesus. Ken jy hom? Wat jy na daai? Wat hy vir my gee. Luister. Die Here is in ons midde vanmôre. Want waar 2 of meer in sy naam vergader, daar is hy. En wat doen hy wanneer hy in ons midde is? Hy doen ons aan met krag. En as die Here ons vanmôre aandoen met krag, moet nie so lank stakkig sit nie. Wil jy nie die Here net 'n bietjie loof en prys nie? Ter einde van afsluit wil ek hierdie koortjie vir jy, as jy hom ken, sing hom saam. En luister mooi. He is more than enough, more than enough. He is El Shaddai, the God of plenty, the all-sufficient one, God Almighty, Jesus is more than enough. Read it. He is more than enough, more than enough. Geliefdes, ek moet vanaand met die praat, ons het vanmôre lekker kerk gehou. Dit was heerlik, maar ek het nou vanaand so, wil ek weer van die ander kant van die muur afkoor, mag ek maar. Jy ken my so, prys die Here. Jy my nou nog nie ken nie, dis ek ook. Prys die Here. Jesaja gaan ons by die 30ste hoofstuk, as jy daarin wil blaai of luister, net soos hoe die Here dit op die hart lê, vanaf die 15de vers, en te sê, van die ander kant van die muur af inklim. Hy sê die volgende, want so sê die Here, die Heilige van Israel, in terugkeer, en rus lê julle heil. In stil wees en vertrou bestaan julle krag. Nou sê die Here vir die Israel volk, maar julle wou nie. Hy sê, en hy het gesê nee, maar op perde sal ons vlieg, daarom sal julle moet vlug, en op perde, renperde sal ons ry, daarom sal julle vervolgers laat jaag. 1000 van julle sal vlug vir die oorlogsgeroep van een engel, van een enkele, vir die oorlogsgeroep van 5, totdat julle oorbly soos 'n vlagpaal op 'n bergtop en soos 'n banier op 'n heuwel. Die 18de vers lees as volg gesê, en daarom sal die Here, en hoor hierdie woorde,
met ongeduld daarop wag, om julle genadig te wees. En daarop sal hy hom verhef, om hom oor julle te ontferm, want die Here is 'n God van die gerig. Welgeluksalig is almal wat op hom wag, want 'n volk sal op Sion in Jerusalem woon, jy sal nie meer ween nie. Sekerlik sal hy jou genade bewys op jou hulpsgeroep. Sodra hy hoor, antwoord hy jou. Die Here gee julle wel brood van benoudheid en water van bedruktheid, maar jou leraars sal hulle nie langer verberg nie, maar jou oë sal op die leraars sien. Nou die 21ste vers, baie belangrik, en hy sê, en jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop, wanneer jy regs of links wil gaan. Here, baie dankie vir die geleentheid dat ons hierdie woord aan die volk mag bring. Want wees getrou en regverdig, Here. U raadsbesluite is ja en amen. Here, ons het net nodig om te luister na die stem. Wanneer u praat, wanneer u ja is, u nee, moet ons volgens dit skaar, Here, dat ons weet, ons in u weg wandel. Dat u, Here, alles moet 'n rede laat gebeur. En alles wat onder die son gebeur, het 'n bepaalde uur en tyd. Dankie, Here, dat ons weet, ons kan vanaand hier saam wees in u naam. En die volk sê, amen. Prys die Here. Nou geliefdes, baie interessant oor hierdie gedeelte waar Israel baie keer hulle eie plannetjies probeer uitwerk het om hulle self te red. Maar dit het nooit eintlik tot hulle redding gekom dat hulle self planne gemaak het. Wanneer hulle self 'n oorlog voer en dit die Here nie geraadpleeg nie, het dit altyd in 'n neerlaag vir Israel opgeëindig. Maar wat vir my interessant is juis hierdie vers wat ons vanaand, ek wil 2 uitlig in die geleesde gedeelte. Die 18de vers, hy sê, daarop sal die Here met ongeduld daarop wag om julle genadig te wees. Dink gou daaraan, hoe lyk 'n ongeduldige? As jy hier in die dorp partykeer in die dag wat ek bid vir jou. As jy hier in die dorp partykeer beweeg, dan kom hier mense van agter af te jaag. Jy weet, die pad se reël sê 60 km/h, maar daai ou doen dubbel soveel. En dan het hy nog die vermetelheid om sy hoeter te blaas. Jy weet, en dan jaag hy op jou af, hy wil jou die pad uitry. En as hy dit nie reg kry nie, ek het hierdie week, ry ons na die skool toe om die kinders te gaan haal, en ek ken nou nie die persoon nie, en ek weet nou nie, maar toe ons nou in die ry staan om links te draai daar by die skool, toe besluit hierdie ou nee, wat jy gaan te lank vat, hy ry sommer oor die pavement, daai kant toe deur, met 'n bakkie. Dink sy by myself, hy kan seker maar, want sy bakkie is lekker hoog, maar nog steeds het dit iets van homself verklap. Hy het sy geduld prys gegee vir iets anders. Hy was nie vandag voor ons daar nie, want net so vandag soos wat hy oor die sypaadjie gery het, so het dit ons beeld geraak, en ek het nog steeds verby hom gery, en eers op die skool gearriveer. So dit het niks eintlik gewerk nie. Dit was eintlik onnodig, die manier wat hy opgetree het. Maar nou sê die Here, ek wag ongeduldig om my genade aan julle te bewys. Nou wat sê dit vir ons vanaand, dat by die Here is daar ongeduld. Hy kan nie wag dat iets moet gebeur, dat hy ons genade moet bewys nie. Hy sit in afwagting, in 'n absolute afwagting, sodat hy sy grootheid aan ons kan bekend maak. Dis die eerste gedeelte. Tweede gedeelte kom en hy sê, wanneer jy die pad byster raak, sal die stem agter jou hoor wat sê, hier is die pad, volg die land. En weet jy, dis 'n stemmetjie wat ons baie keer wat ons oor uitdoof. Ek wil vanaand se boodskap titel, God se GPS, God se GPS. Vandag is dit baie maklik, wie te selfoon nie so. En almal het selfoon nie so. Prys die Here, ons gister almal het daai foon van jou maak omgekoop en dink jy in daar Google Maps. En dan kan jy enige plek gaan met daardie maps, maar daar is 'n voorwaarde aan wat 'n GPS doen. 'n GPS.
Hierdie GPS het nodig dat jy sorgvuldig moet luister na waarheen die direksie is wat hy vir jou gee. Dit soms gee hy vir jou 2 of 3 paaie, waarvan jy kan kies, en hy sê vir jou, op hierdie pad gaan jy 10 minute langer wag, want as padwerker, op hierdie pad gaan jy daar vinniger ry, maar daar is tolhekke, op hierdie pad moet jy maar nou baie versigtig wees, want dan gaan jy op deur 'n grondpad vat. En so gee die Here ook voorwaardelik vir ons in sy stem vir ons antwoorde aangaande die pad wat ons eis om altans ook maar by die hemel uit te kom. Die stem van God roep uit die hemel uit na ons toe, om ons die rigting aan te dui waarheen om te gaan. Maar weet jy, ons het ons baie keer 'n geneigtheid om te besluit, soos hierdie ander marketeers wat sommer hier oor die sypaadjie ry, om ons eie rigting in te slaan. Kry 1 jaar daar in Johannesburg het snaakse paaie, hier's 1 rigting paaie wat hierdie kant toe gaan, en daar's ander 1 rigting paaie wat terugkom, en nie al die paaie kom by mekaar uit nie. Jy moet regtig deur amper die hele dorp ry, om aan die ander kant weer by 'n rigtingstraat uit te kom. Die hoofstrate is maar die hoofstrate, en dis breë 1-rigtingstrate. So jy moet nou kies, en jy moet mooi kyk, wat se kant van die pad jy moet wees of links of regs af te draai. Jy moet nou mooi dophou na al die bordjies en al die kentekens op die pad. Maar as jy 'n GPS het, of Google Maps op jou telefoon, dan sê hy vir jou, draai links en soveel meter. Het jy dit al agtergekom? Nou wanneer jy dit nie doen nie, en jy is aan die verkeerde kant van die pad, dan mis jy jou afdraai. En dit lei soms, nou ek ry op die stadium, ry ek in Johannesburg, en ek ken die plek baie goed. Maar die druk van die verkeer is so erg, dat ek nie kan van een baan verwissel tot aan die ene nie. As jy weer sien, er staan daar 'n ou, met een van die broodwaans hier langs jou, en hy blaas die toeters, asof hy die hele wêreld wil bekend maak, hy's nou hier. Wie dit gebeur in die lewe ook? Ek kry daai toeterblaas. Hulle is hier, hy's altyd net hier. Hy gaan nie vandag verby nie, hy's net hier, of net hier, of net daar, of net hier agter jou. En hy spaak vir geen rede nie. En hy steel jou rus en vrede terwyl hy daar is. Want nou wil jy links of jy wil regs, jy kan nie, want die ou is daar. Iemand het eendag van my gesê, weet jy wil daar wees? Hy toeterblaser is daar. Of jy wil by die sypaadjie opry, daar by jou driveway, en dan staan hy net daar. Asof hy betaal word om aan te staan. Weet jy, op hierdie pad, wanneer God ons roep, is ons nie gevrywaar van ons eie gedagtes nie, van ons eie keuses nie, en ons is nie gevrywaar van ander mense se vrye gedagtes en keuses nie. Maar God se stem bly altyd dieselfde. Wanneer hy roep en hy sê, volg hier langs, weet jy, ek het eendag so daar in Johannesburg, nou draai ek nie af nie, en ek eindig op by een van die grootste taxi-ranks wat ek in my lewe bygekom het. Dis 'n paar verdiepings, dis nie taxi's onder bo, en ek klomp mense op die strate vol staan, en dit lyk soos 'n mark. Ek sê vir dit is rof, en dit lyk nie lekker nie, en dit ruik nie lekker nie, en dit is nie lekker nie. Ek praat van die breë taxi-rank in Johannesburg. Hy's 'n breë taxi-rank was. En nou voel ek, ek is nou op 'n gevaarlike plek. Ek het ontoevallig daar opgedaag, omdat die omstandighede my soontoe gebring het. Maar weet jy, so vandag, soos wat die omstandighede my soontoe gevat het, het ek daai GPS en ek tik in. My vingers kon nie vandag genoeg vir jou sê, waartoe ons nou gaan nie. Ek wil op 'n pad teruggaan, wat ek van die kom het, maar ek kan nie, want dit is 'n eenrigting. En nou moet ek gaan soek, en ek sê vir jou, ek ry van daar af boens binne in 'n ander taxi-rank vas, en ek kom net nie los nie. Ek voel na ek so verboureerd, want hierdie stem, ek is besig om die stem te vertel waartoe ek wil gaan, want hy wil nie vir my vat waar ek heen wil wees nie. Die stem wil my lei waartoe hy wil my lei, en ek ry nou deur allerlei slaggate en probleme, en in die middestad ry jy jouself vinnig in 'n doolhof. Kan jy jouself nie links regs onderste bo kry om daar uit te kom nie. Wat gebeur intussen is,
Dit help toe om vir 'n oomblik rustig te raak. So 'n bietjie te luister en te volg in die rigting waartoe ek oorspronklik in was. Daar ry ek in die middestad uit, op pad in die rigting waar ek moet wees. Nou vermy ek die middestad van Johannesburg so spesifiek. Ek weet, dis 'n plek waar ek nie wil wees of moet wees. Polisie is bang om aan te gaan wees. Ou jaar ry hulle, en daai tyd van die jaar, hierdie Kerstye, ry hulle met gepantserde voertuie daar, omdat dit 'n gevaarlike plek is. So wat wil ek op 'n gevaarlike plek gaan soek, as ek nie nodig het om daar te wees nie? Ek vra dan die Here, lei my. Here, lei my op 'n rigting, waar hierdie goed my nie gaan te beurt val. Die Here is getrou en regverdig, en hy lei ons weg van dit af wat ons nie kan hanteer nie, deur om sy stem vir ons te gee. Hier is die pad, volg hier langs. Maar dit gebeur ook toe op 'n stadium dat ek afry van die pad af en ek vind myself op so 'n verlate paadjie daar in die binnestad van Johannesburg. En ek sê vir jou, dis potholes. En is gate. En is vullis en vullis. Jy moet mooi ry om die vullisdromme en die vullis wat in die strate lê mis te ry. En wanneer ons nie luister na die stem nie, en ons draai af op ons eie willekeur, dan vind ons onsself baie keer juis in die paaie met die potholes, in die paaie met die vullis, en in die midde van 'n taxi-ry. Nou is ons nie meer gevrywaar nie, want ons het eersdags nie geluister nie. Want nou moet ons dalk nie, nou kry ons nie die geleentheid om mee om dit te ry nie. Maar nou het ons deur die Here hierdie voorwaarde gekry. As julle luister na my stem, sal ek julle lei na waters waar daar rus is. Halleluja. En dan gaan julle deur 'n dal van doodskade weë, sal julle geen onheil vrees nie. Want my stok en my staf vertroos julle. Nou moet ek die tigting van die Here vat, omdat ek nie geluister het na sy stem nie. Hy vat my nie noodwendig oor dit nie, maar nou vat hy my sorgvuldig deur. Ek het myself baie keer by doodloopstrate gevind as ek nie luister na wat die GPS sê nie. En ek het myself baie keer by paaie gekry wat nie eintlik rybaar is. Ons verreis van Johannesburg af Nylstroom toe, en ek ken daai wêreld glad nie. En daar kom ek met 'n skok agter, daar is nog sandpaaie. Alles was deur en sement in Johannesburg, en ek het so groot geword. En op 'n stadium kom ek agter, maar baie keer is daar nog hekke op hierdie paaie as jy nie oor het nie. Want dan moet jy deur boere se plase ry, en iemand moet die hek oopmaak. Weet jy, ek het nie my vrou laat uitklim nie, ek het self uitgeklim, die hek toegemaak, kar vorentoe gery, dit vat baie werk. En as jy die hek agter jou toemaak en ry jy deur 'n boer se plaas, dan maak jy die hek aan die ander kant weer oop en ry jy daar. As jy net geluister het van die staanspoor af, dan sou die Here vir jou gevat het op die pad, wat eintlik baie makliker was. Die Here het nie behaag dat jy moet sukkel nie, maar wanneer jy nie luister nie, dan bring hy vir jou so 'n stukkie van die brood wat jy moet eet van onrus. En dan moet jy daai brood eet, want jy dit veroorsaak. Is dit so? Ek het net op 'n stadium, ek wil hier sê, verdwaal ek so, dat ek na die Heimwee huis toe het. So ek maar net by die huis gebly. Wie dit al gehad, dis my eerlik. Ag, vandag draai ek net so uit en dit raak moeilik. Want nou raak ek, ek ken dit verklap jou broer. Ja. Maar weet jy raak so, dat jy verlang na waar jy vandaan kom. En jy is eintlik na 'n goeie plek op pad. Ons is op pad na vakansie toe. Ja, ek lees hier, toe sê ons mos maar, hy is gebly het. En nou lekker aan my rusbank gesit het, net so TV-knoppies gedruk het. Maar ons was op pad na iets goeds toe, na rus toe. Na waar ou weer kon asem skep. En ek het nie geluister na wat die GPS sê. Vanaand in ons lewe is daar soveel van dit
wanneer ons nie luister na die stem van die Here nie, wie is dan te blaam? Kan ons die Here blameer? Of ons sê, Here, maar U lei my dan hier in hierdie rigting. Met baie keer is dit ons eie fout. En dan wanneer ons in daai fout kom, dan vra ons, waar is die Here? En as jy 'n groot besering wil gehad het, 'n praktyksbesering, los alles, en gaan werk op jou eie, vir jouself, vandag Suid-Afrika. Dis 'n praktyksbesering. As jy nie die regte dinge in tyd en in plek het nie, moet nie self vir jou mooi prentjies ingeleer nie. Jy moet jou huiswerk gedoen het. Of wanneer jy ontevrede raak met dit wat jy kry en dit is nie sleg nie, en jy besluit ek los alles en ek hardloop in 'n ander rigting, dis 'n praktyksbesering. Jy maak jouself seer daarmee, want as jy in 'n verkeerde rigting hardloop en jy het nie geluister na die stem van die Here nie, dan gaan jy by die potholes uit. Jy gaan tussen die vullis uit. Weet jy, ek wil vir jy sê, ek het op 'n stadium gedink om Jan, en hierdie is nou, moet groot waardering na die boere gesê. Vir my vrou gesê, man, as ek net 'n stukkie grond iewers kan kry. Weet jy, ek sal mielies plant en hoenders kweek en ek gaan iets doen, maar ek gaan boer. En ek kry die geleentheid daar in Huilstroom, dis hoe die Here se GPS werk, hy ry jou in die regte rigting. Hulle sê toe dan, geef vir jou plaas. Boer nooi my, ek moet vir 14 dae op sy plaas skape oppas. Van skape, ken ek niks nie. Hey, het 'n paar hoenderskape groot geword, maar was 'n paar. En dit was ook net goed tot hulle geslag was. Was moeilik om hoender te eet met 'n naam. Hy probeer nie dieselfde. Maar in elk geval, eindig op die plaas op 14 dae pas ek die skape op. Want ek so senuweeagtig. Ek leer in daai 14 dae, leer ek om skape te indoseer. Ek leer om skape te kiel, te dip, en te help met geboorteskenk. Ek help die skape lam. En ek leer om al hierdie goede te doen. Ek is so senuweeagtig, want ek wil boer. En ek wil sê, hierdie is werk. Dan wil ek vir sê, moenie dink die bediening is anders dan die Here sê ons is herders. En die gemeente is skape. Skape kry pes en siekte en jy moet hulle help. Skape raak die pad byster en partykeer moet jy wig om hulle nek sit. Partykeer raak daai skape, hoorie, want die Bybel nie vir ons almal altyd sê nie, daai skape het tande en hulle wy. Gewone skaap, dorperstoet daar in Huilstroom, ek pas hierdie ou se skape op, na 14 dae. Wat weet hy vir my? Hy sê, hoorie, hoe gaan dit daar? Ek sê vir hom, wel, dit gaan. Hy kom terug, na sy wete, sê vir my, jy het so goed gedoen. Ons het 4 skape verloor, ek het gedog, aarde sluk my in die man van Parys, dat ek moet skape betaal. Gelukkig, een was deur 'n mamba gepik, een was siek van die mark afgekom, ek het 3 verloor. Die 4de een het ek deurgetrek, want ek het hom geïndoseer die oggend op daar aankom, en dis die enigste een wat dit gemaak het. Die stoet is 300 groot, dis 'n groot stoet skape. Ek het geleer dat as jy voorloop en jy roep die skape, loop hulle agter jou aan. As jy die hek oopmaak, gaan hulle waar hulle moet gaan. Hulle weet waar hulle krale is, is nie harde werk so nie. Maar in die begin, verstaan jy nie left, right of center nie. En ek maak klaar met my 14 dae, en die man kom maar, en hy so beïndruk, hy sê verlede jaar op ek weggaan, toe my plaaswerker 30 skape verloor. Ek sê vir hom, hy sê, dis die beste wat my skape nog gedoen het. Ek sê vir hom, broer, ek het een ding geleer, ek is nie 'n boer. Gaan nooit weer boer nie. Nou daai is bekeer van daai gedagte, die GPS in 'n ander rigting gevat. Man werk bly, bied my 'n werk aan. Ek dink nie, moet die hier, ek verstaan nie. Hierdie heerling gaan nie reg. Hierdie heerling gaan nie reg kom nie. En ek besef, die Here het nie daai pad vir my geroep. Die Here het my geroep op 'n pad, wat baie keer eensaam is. Maar weet jy wat, wanneer jy die musiek aansit op die pad, en jy God se stem volg, dan maak jy die pad vir jouself die moeite werd. En weet jy, ek praat van ons musiek. Ek hou daarvan om wanneer ek voel, die pad raak nou eensaam,
Eben trek weg met 'n koortjie, ek sing saam, almal klap hande, ons weer sien, raak die lang pad korter. Ons volg sorgvuldig die stem van die Here, die GPS wat roep vir ons sê, kom hier langs, hier is die pad, volg dit. Maar geliefdes, dit is so dat die Here met ons praat, en ek kan hier die vraag vra op die stadium, wie hoor, of wie moet die Here se stem eintlik hoor? Soms net die pastoor. Hy moet kom en dan moet vir almal vertel, luister, die Here sê, jy moet nou so en jy moet nou so. Ek weet nie geliefdes, ek dink dis 'n vals mite wat deur die jare ingekry het by gemeentelede, dat die Here net met een of twee spesifieke mense praat. Die Here het ons die Heilige Gees gegee, wat ons leer en lei in alle waarheid, sy stem hoorbaar in ons binneste, wat vir ons sê, pas op. Weet die vrouens noem dit vroulike intuïsie. Mans noem dit 'n sesde sintuig. Weet jy dit is so? Ek het dit gevoel. Ek het dit geweet. Maar meanwhile, a gut feeling. Maar meanwhile, back at the rounds, is die Gees wat met jou praat, hier is die pad. Volg die land. Wanneer jy iets verkeerd gedoen het, is die Gees daar nie om aan te kla nie, maar om jou te wys wat jy verkeerd gedoen het, om het reg te doen volgende keer. Wanneer jy deur die potholes in die lewe ry, dan besef jy, hierdie potholes was eintlik my eie te doene. Wanneer jy agter die skape en die kraal staan en jy besef wat voor jou lê, dan besef jy, wat het jy jouself voorin gelaat. Wanneer die son jou brand, en jy staan daar en jy besef, luister, ek het my hoed by die huis vergeet. Wie se skuld is die hoed? Jy weet nie, die haarstyl soos ek. Om ja, ons weet dit, as jy die hoed vergeet het, moet jy maar die punishment vat. En dit is nie veel verskillend vir enig iemand anders die nie, want die son steek jou deur jou haar. Hy slaan net 'n bietjie harder as jy minder haar het. Maar so leer jy, of ek praat die waarheid vanaand, dat wanneer jy gereed maak vir hierdie pad, moet jy gereed wees en sorgvuldig jou eie toebroodjies gepak het. Jy moet seker gemaak het dat op hierdie pad, jy iewers te langs met die doel so bietjie kan rus. Want weet jy wat, vroeger jare het ons mooi paaie gehad in Suid-Afrika, die N1, N3, N2 en al die N'e. En langs al daai paaie was daar oralste aftrekpunte waar jy kon piknik hou. Weet jy, ek dink dit was sy Here se hand. En daarom moet jy pas op, want daar lê stikkende bierbottels en daar is nie meer asblik waar jy jou vullis kan afgooi nie. Dit is rof. Dit was nooit die intensie van die Here dat ons so moes lewe nie. Maar dat ons in vrede met mekaar kan saamlewe. Daar, langs die pad, nou is dit rowers en bandits. Weet jy, dit is erger as cowboy flieks, dit is daar tussen ons. Maar weet jy, tot daarmee kan die Here jou help. Jy weet wanneer om te stop, wanneer dit onveilig lyk, dan stop jy nie. Jy weet, en dit werk in die lewe op so, maak 'n direkte vergelyking met ons lewe, broer, jy gaan nie ondoelgerig die lewe deurgaan as God in beheer is van jou lewe nie. Ek gaan vir jou sê, staan stil. Ek gaan vir jou sê, wanneer om te saai. Ek gaan vir jou sê, wanneer om te maai. Ek gaan vir jou sê, wanneer om in te ploeg en wanneer om in te dis. Ek het dit geleer met die boere. Dankie Here daarvoor dat ek my oë en my ore kon oophou en selfs landbou vanaand vir u kon te kenne gee. Ek weet wanneer om die simptome te sien. En ek weet om nie altyd te reageer dadelik nie. Want weet jy, as jy vinnig het reageer en jy doen die verkeerde medikasie, is al partykeer nie omkeer nie. Partykeer moet jy die skaap maar slag. Eina. Partykeer moet jy hom maar laat gaan. Partykeer is dit mark toe, partykeer is dit vark toe. Dis nie net my. Maar luister vanaand, die Here se stem praat met ieder en elkeen van ons. As jou hart ingestel is om hom te hoor, dan sal jy hom gehoorsaam wees. Dan GPS van die Here is nie te laat nie, hy's op tyd. Hy gee vir jou instruksie voordat jy gaan aangaande die pad waar volgens jy loop. Op die pad praat hy nog steeds met jou en hy sê vir jou, draai links af. Draai regs af. Staan so 'n bietjie stil. Pas op vir die potholes. Want die vyand plat potholes ooralste.
En hy wag vir jou om met raak te ry. Wie vind baat by vanaand se boodskap? Soms is dit nodig om so 'n bietjie stil te staan en te luister en te redeneer volgens die wil en die woord van die Here. Ek het nog lang ding wat ek met julle kan deel, want hier is soveel dinge. Psalm 119 vers 97 sê die volgende gedeelte, hy sê, hoe lief het ek u wet. Dit is vir my bepeinsing die hele dag. Die gebooie maak my wyser as my vyand, want hulle is myne vir ewig. Ek is verstandiger as al my leermeesters, want u getuienisse is my bepeinsing. Ek het meer verstand as die ou mense, hoor nou, dit is bekeer gesê, want ek bewaar u bevele. Dit ons almal het familie in die verlede wat nie die Here dien nie. As jy kyk waar hulle uiteinde was, sal jy sien, dit was nie mooi nie. Maar daarom kan ons sê, omdat ons vashou in die Here, en ons luister na sy stem, hy ons lei in die regte rigting. Ek het van verordeninge nie afgewyk nie, want u het my geleer. Hoe soet is u beloftes vir my, vir hemel, te meer as heuning vir my mond. Uit u bevele kry ek verstand, daarom haat ek elke leenpad. Weet jy wat sê die Here, as hy jou beveel, dan gaan hy nie jou na afgrond en aflei nie. Iemand sê eendag vir my hierdie ding, as die Here jou gelei het, tot by die punt van 'n berg, is daar een van twee dinge hoekom jy daar is. Of hy gaan jou deurvlieg, of hy gaan jou sorgvuldig daar aftel. Maar die Here sal jou nie verlaat nie. Maar kyk, ek het nog nie vlerkies gekry nie, en ek wil sê, dis die Here wat my nog dra tot vanaand. En ek kan dit vir jy reguit sê, en ek sê dit vir jy met soveel deernis en empathie, dat as jy dit nog nie die stem van die Here in jou lewe het nie, vra hom, Here praat met my. Maar weet jy, ons maak foute. Ons is mense en dit word ons toegelaat om sekere foute te maak. Maar broer, as jy dieselfde foute oor en oor en oor maak, dan jy lankal nie geluister meer na die stem nie, en jy volg jou eie gedagtes, en partykeer jou eie gedagtes kan vir jou krom en verdraaide dinge bring. Maar wanneer ek na die Here luister, hy sê vir my, hierdie woorde in die skrif, hy sê, jy aardse Vader, wat weet om goed te doen in jou kinders, hoeveel te meer die hemelse Vader, wat 'n welbehae in jou het. Die Here het 'n welbehae in u en my. En hy wil hê dat ons uiteindelik te laas moet maak tot in die hemel by hom. En hy gee vir ons die instruksies, hy praat met ons konstant. Hy sê vir ons wanneer ons die pad byster raak, hier is die weg, volg hier langs. Kan jy die Here se stem vanaand hoor? Kan jy hoor wat hy sê? Vanaand is dit ook noodsaaklik dat wanneer jy huis toe gaan om hierdie ding te bepeins, om te sê, Here, ek het 'n beplanning in my lewe, is dit in lyn met u? Here, gaan dit my lei na potholes toe? Gaan dit my vat na vullisrope toe? Gaan dit my in 'n taxi rank opeindig? Vanaand, Here, wil ek u stem hoor. Here, u stem wat vir my sê, hier is die weg. Ek wil u pad loop. Want u pad is makliker as my pad. Geliefdes, ek het al 'n paar besluite gemaak, wat glo dit of nie, wat eintlik doelgerig en dom was. En dan het ek die vrugte daarvan gepluk. Ja, daar is baie keer paaie, en Here sal jy nie na 'n pad toe lei, wat hy jou nie kan deurdra nie. Wanneer hy jou na 'n pad toe lei, en hy het jou daarheen gebring, dan sal hy jou ook die krag gee, om daar deur te gaan. Gee genoeg diesel vir jou ding. Hy gee genoeg petrol vir jou ding. En jy moet net reg wees, om voet in die hoek baie keer te sit, wanneer hy sê, dis nou tyd. Ek weet nie of ons weet, dat wanneer jy toelaat, dat ander se stem inspraak het op jou pad, dat jy ook die pad byster raak. As een stem wat ons behoort te na luister, die stem van die Heilige Gees deur God. God praat deur sy Gees. Wanneer iemand kom, weet jy, iemand het hierdie woorde, 'n vriend van my, sy kolonel in die polisie gewees, hy het vir my hierdie woorde gesê, hy sê, pas op vir advies wat verniet is. Want gewoonlik lei dit nêrens heen. En wanneer mense advies bring, wees maar versigtig.
na wie jy luister. As dit nie 'n kind van die Here is, wil ek in elk geval nie na sy advies luister. Maar wanneer dit van die Here af is, sal hy ook gebruik wie hy wil, wanneer hy wil, soos hy wil. Om vir jou te sê, nee, volg hierdie pad. Wanneer dit oor selfsug en beheer gaan, is dit nie die Here wat met jou praat nie. Wanneer die Here jou toelaat om jou pad te wandel, en hy praat met sy Heilige Gees deur jou hart met jou, en jy weet dit is die Here wat met jou praat, hoe kan jy dit mis? Hoe kan jy dan die einddoel mis? Weet jy geliefdes, wanneer die Here met jou praat, partykeer is dit nie lekker nie, want ons is maar stout kinders. Ons is maar anders te saamgestel, en 'n stout kind is om sê, doen dit. Boetie, dis so goed het hulle gechallenge. Die Here is nie om jou te challenge nie. Ek doen dit, ek challenge jou. Ek sê vir jou, kom, durf die regte pad loop. Ek hou van 'n challenge. Ek sê vir jou, kom, durf die regte pad loop. Kom, try dit. Weet jy sal agterkom dat die Here jou op daardie pad vat vir 'n rede. En wanneer die Here iemand soos ek op jou pad sit, boetie, ek gaan partykeer saam met jou loop tot waar jy moet wees, of tot waar jy wil wees. Maar deur die hekke van die hel loop ek nie saam met jou nie. Ek sal wil hemel toe maak. En ek het 'n pad om te loop saam met die Here. Ek wil jou keer van om die verkeerde besluite te maak. U beveel. Ja. Weet jy wat gebeur? Wanneer 'n klomp mense met jou praat en jy luister na 'n klomp advies. Weet jy wat sê advies om vandag se mense se lippe? Hoe kan jy nog in die kerk wees? Waarom glo jy dan nog? Kan jy nou nie sien wat ons nie? Hulle word helder van verstand. So sê hulle. Heldersiende. En dit is gevaarlik om met heldersiende mense. Weet jy wat is die mens se grootste begeerte? Is om die rigting te ken waar jy môre en oormôre moet gaan. Die Here praat dit met jou. Maar weet jy waar gaan soek ons dit? Ons gaan soek dit by dulbosse en kristalballe en op die internet en deesdae vertel die AI ook vir jou waar jy gaan. Moet dit nou nie gaan probeer nie, dit gaan vir jou na die put van die hel toe lei. Want die AI gaan soek allerhande bronne en hy sê vir jou loop hierdie pad. AI is nie 'n mens nie, is ook nie God nie. Want as jy dit gaan volg, gaan dit vir jou die weë van die ewige dood gee. Ek sien deesdae my vrou het altyd bepyns, ek het al gedink, ek kan ons dit nie 'n chance gee nie. Ons gaan doen 'n R20 daar op AI trading. En dan hoor jy volgende dag praat die Here jou met deur die man en sê, weet jy, ek het soveel geld verloor. Ek het alles geprobeer. En hoe meer ek opgesit het, hoe meer het ek verloor. Dit is wees versigtig, dat die vyand nie vir jou mooi prentjies teken. En 'n paadjie teken wat daar nie is nie. Jy gaan jouself tussen dussels en dorings kry. Jy gaan jouself tussen die potholes kry. Jy gaan jouself tussen die vullislope en in die taxi-ranks kry. Maar wanneer jy luister na die Here, sy behaag is om jou uit daardie goedheid te hou, weg te hou van skade af, en vir jou goedheid en guns te laat volg al die dae van jou lewe. Luister na die stem wat met jou praat. God leer en lei in al die waarheid. Heel goed wat dit. Speakers bloot. En tot nou net dat GPS praat met my. Waarom te gaan ons allemaal prys Heer. Pas op vir die stemmetjies. Pas op vir die stemmetjies. Dit kan afleiding wees. Maar geliefdes, vang nie vanaand wat die Here vir u wil sê. Ek vra dit vir 'n rede, vang nie dit. En die Here sê, jy het genoeg op jou eie paaie gewandel. Genoeg skade gelei. Luister nou na die Here. Dat die Here jou leer en lei. En hy vat jou na dit toe wat jy nodig het om te bekom. Ja, van ons gaan nie weelde hê nie. Van ons gaan nie mansions hê nie. Van ons gaan nie groot karre ry nie. Maar wanneer ons berus by die Here, gaan ons alles hê. En die einde van ons pad wat ons nodig het. Halleluja. En wanneer ons dit het wat ons bekom het en ons het die vrede en geluk van die Here, dan het ons alles wat ons nodig gehad het nog. Ek is die eenvoudige ou einde. Gaan jy sê hoe werk dit vir my? So op die pad is al baie kampplekke. Gaan my caravan daar stop. En 'n toebroodjie langs die pad eet. En 'n worsbroodjie braai. En 'n visie vang. En 'n wildvleisie gaan haal.
Dis hoe die Here my op hierdie pad gelei het. En op pad soontoe is daar ander wat saam met my hierdie pad loop. En dan gaan mekaar ontmoet op hierdie pad en mekaar bemoedig en sê, kom ons luister na die stem van die Here. Dis hoekom ons nie net een in die kerk is nie, of 10 is nie. Ons is meer as dit. En wanneer ons mekaar kan bemoedig om te luister na die stem van die Here, dan raak ons almal maar mede-pelgrims met die soeke na God se stem, om die regte pad te loop. En as ek 'n mede-pelgrim van jou is, broer, luister, ek gaan jou by die viswater kry een of ander tyd. Ek gaan jou daar aan die veld kry op 'n stadion, en ons gaan 'n stukkie wildsvleis haal. Ons gaan dalk hier en daar so 'n bietjie stop en 'n toebreekie eet. Maar weet jy, wanneer ons luister na die stem van die Here, is daar tyd en plek vir alles. Want meeste van hierdie werk wag nog vir ons om daar uit te kom. Van hier is al op die einde, of naby aan die einde van die reis, en van hier is nog hier in die begin. Van ons het nou al 'n eentjie geloop. Maar weet jy kan saam met my praat vanaand, die kere wat jy nie na die Here geluister het nie, was dit die moeilike pad. Maar die kere wat jy wel geluister het die Here dit vir jou die moeite werd gemaak. God seën sy woord. Mag die Here u seën. Mag die Here sy stem in u harte, in u gedagtes en in u ore vermeerder. Mag jy die stem van die Here hoor, vroeg in die oggend, laat in die aand, morgen, oggend en aand. Mag die Here u help om die pad te hou waarheen hy bedoel het u moet loop. Mag u genoegsaam hê, mag u tevrede wees met 'n ou toebreekie op die pad. Mag die Here voorsien dat elke ding stiptelik in sy plek moet wees, want alles het 'n tyd onder die son. En die Here weet wanneer om te praat en wanneer om te sê, hier is die pad, volg hierlangs. Die Here seën sy woord. Amen. Ons gaan opstaan, kom ons probeer.